wat moeg en oorlaai is, kom na my toe, ek gee. Toe ek opstaan en nog verward my hand in syne lê, kry die lewe sin en vind ek rus in hom. Goeiemôre en baie welkom by ons Sondag stil word afspraak vanoggend waar ek en jy weer bemoedig kan word deur God se woord. Ek lees vandag vir jou een van die mooiste tekste in die ganse Bybel. Een van daai tekste wat net so uitstaan. Wanneer 'n mens so 'n teks soos hierdie raakloop, hoef jy eintlik nie eers iets by dit te sê nie. Omdat dit so betekenisvol, bemoedigend en duidelik is wat Jesus hier wil sê, so reguit uit sy hart uit, dat dit eintlik geen verdere verduideliking benodig nie. So kom ek en jy lees nou hierdie pragtige teks vanmôre uit die boek van Matteus uit, met hierdie pragtige en spesiale woorde wat Jesus vanoggend vir jou en vir my persoonlik wil kom gee. Dit kom vanuit Matteus 11 vers 28 en ek lees nou uit die Afrikaanse 53 vertaling uit. Daar sê Jesus, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Dis beautiful woorde. Daar is tye in die lewe waar die gewig van die lewe en van ons bestaan eenvoudig net te swaar raak. En ek en jy probeer sterk wees, jy probeer 'n front voorhou dat alles oukei is. Jy druk deur. Jy hou aan om onverbete te beklei en deur te druk tot die einde toe. Maar diep hier binne in jou wese voel jy steeds uitgeput. Jy voel uitgemergel, moeg tot op die been toe, in jou murg inmoeg. Moeg in jou liggaam, moeg in jou gedagtes en ja, selfs moeg in jou siel. En jy sien dis juis hier op hierdie plek waar 'n mens kom en daai spasie bereik. Daai spasie waar jy kom aan die einde van jouself, waar jy beland by die plek waar jy besef dat jy nou bo-natuurlike krag en bystand nodig het. Nie die soort krag wat die wêreld ons kan gee nie. Nie die soort krag wat jy kry uit 'n energiedrankie nie. Maar jy het bo-natuurlike krag nodig wat alleen van God afkom. 'n Krag wat 'n mens nie in woorde kan beskryf nie. Dit is 'n krag wat geen medisy of pil vir jou kan gee nie. Dis daai krag wat net van God afkom. Dan is dit die enigste uitkoms wat ek en jy benodig. Hierdie plek en bestemming waar ek en jy moet arriveer aan die einde van jouself, is 'n baie spesiale plek, is 'n baie spesiale spasie. Want jy sien, daai spasie is 'n plek waar 'n mens weer opnuut besef hoe nodig jy die Here het. Ek persoonlik noem dit 'n plek van genade. Nou, hierdie spasie gebeur selde met 'n mens
wanneer jy in beheer is, wanneer die bankbalans lekker lyk en wanneer alles klop dis op boom gaan, wanneer jy voel alles loop mooi en reg, is dit juist daai tye wat jy weinig by daai spasie uitkom, waar jy besef hoe nodig en desperaat nodig jy die Here het. Ek wil amper vandag vir jou kom sê dat die lewe soms juis daardie vangnette in ons geestelike lewe inbou, sodat wanneer ons nou regtig juis dink, ons is okay, wanneer ons nou regtig dink, ek is in charge, of wanneer ek dink dat niks nou verkeerd kan loop nie, dan lê daar 'n afgrond met 'n vangnet voor jou, wat jy injaag, jy sien dit eers aankom nie, jy ry sommer binne in dit in. 'n Vangnet om ons weer diep te laat besef dat ons afhanklik is van die Here en dat ons 'n redder in ons lewe nodig het. Matteus 5 vers 4 sê hierdie kosbare ding: geseënd is daai mense, geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Dit is my so mooi dat die lewe geborduur is met hierdie plekke waar ons net weer opnuut kan besef, maar hoorie, ek is tot alles in staat deur die Here wat my krag gee. Ek kan niks uit myself uit doen. Dis juis wanneer dinge te veel geword het, juis wanneer jy oorlaai is, dat hierdie uitnodiging van Jesus vandag soos 'n vars lentewind na jou en my toe kom, op daardie plek waar ons dit absoluut desperaat nodig het. Sy woorde wat sê, kom na my toe. Nie maak eers reg nie. Nie probeer 'n bietjie harder nie. Nee, nie bewys jouself net nog 'n keer 'n bietjie nie. Nee, nie gaan maak eers jou lewe reg en kry eers die sonde uit jou lewe uit nie. Nee, net 'n eenvoudige uitnodiging waarin Jesus sê, kom na my toe. En dit beteken, jy hoef nie alles self te dra nie. Jy hoef nie altyd 'n oplossing vir alles in die lewe te hê, of jou plan B te hê vir alles nie. Die laste wat jy dra, die seer wat jy beleef, die siekte toestand waarin jy niks kan doen nie, wat jy ondergekry het, die teleurstelling en die ontbering daarvan, die vrees, die finansiële desperaatheid en druk waarin jy verkeer, die verhoudingskrisis waarin jy nou tans op die oomblik in sit, die onsekerheid, dit was nooit joune om alleen te dra nie. Jy was nooit bedoel om dit alleen op jou skouers te sit nie. Nee, Jesus nooi jou nie om vandag nog iets te bewys of nog iets by te voeg in jou lewe wat 'n verandering kan bring. Nog 'n versekeringspolis of nog 'n belegging of nog 'n uitreaniteit of nog 'n Bitcoin belegging nie. Nee, Jesus nooi jou juis nie om iets by te kry nie, maar om vandag iets af te lê. Wat moet jy af lê? Hy nooi jou vandag om jou trots af te lê. Jou selfvoldaanheid. Lê dit af en kom broos en afhanklik na hom toe en kom kniel by sy voete. As jy dit kan doen, is sy belofte vandag vir jou waar. Ek sal vir jou rus en vrede
gee. Nie net 'n fisiese rus nie, maar 'n diep innerlike rus en vrede. 'n Rus wat nie afhang van jou omstandighede nie, maar 'n rus wat afhang van die feit dat alles reg is tussen jou en die Here, dat jy daar voor sy voete kom kniel in jou broosheid, in jou afhanklikheid. 'n Rus wat jou hart stil maak, selfs wanneer die storm nog woed om jou. Miskien beleef en voel jy vandag daai desperate hopeloosheid wat sê, ek kan nie meer nie, Here. Ek weet nie hoe nou verder nie. Ek is net moeg. Ek is net moeg. Eindeloos moeg. Dan is hierdie woord vandag vir jou. Jy hoef nie eers die pad te ken na Jesus toe nie. Jy hoef nie eers vandag 'n geestelike resep te volg nie. Jy hoef net die uitnodiging te aanvaar. Te kies om met alles wat jou kwel by sy voete te kom kniel. En te reageer op 'n uitnodiging wat sê, kom na my toe. Jy wat moeg en oorlaai is. Bring jou laste, net soos dit is. Bring jou krisis, bring jou probleme, bring jou onsekerheid, bring jou pyn. Bring jou gebrokenheid en jou hartseer. Bring jou vrae, jou duisende vrae sonder antwoorde. Want jy sien in sy teenwoordigheid gebeur iets wonderbaarlik en kragtig. Jou swaar gewig word skielik lig in sy teenwoordigheid. Jou chaos word skielik stilte en jou hoop en jou toekomsverwagting wat weer wakker word daar in sy teenwoordigheid by sy voete. Vandag wil ek jou bemoedig hier uit my hart uit. Jy is nie alleen in jou moegheid, in jou alleenheid nie. Jy is nie vergete in jou stryd nie. En jy is verseker nie te gebroken en te verlore vir sy genade nie. Nee, kom na hom toe. Hy sê vir jou vandag, kom na my toe. Want dis daar waar jy rus en vrede sal vind vir jou siel. Hoor gou die woorde as ek nou afsluit. Hoor dit gou mooi. Jesus se woord. Kom na my toe. Elkeen wat moeg en oorlaai is, want ek sal vir jou rus en vrede gee. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Kom na my toe, ek gee rus. Toe ek opstaan en nog verward my hand in syne lê, kry die liefde